73. Het jy al getwyfel? Getwyfel in God, getwyfel in jou geloof? Dalk deur 'n tyd gegaan wat jy onseker was oor jou geloof. Of dalk was jy net onseker oor wat God besig is om te doen. Jy is oortuig God is goed, maar dan gebeur daar iets swaar in jou lewe en jy kan nie sien hoe hierdie vir goed kan uitwerk nie. Weet, hoe kan God hierdie ding toelaat in jou lewe, of dalk in iemand anders se lewe? Hoe kan dit wees, God? Hoe kan jy dit doen? Hoe kan hierdie gebeur? Nou, elkeen van ons het al op sulke tipe van maniere getwyfel, en ons is nie alleen daarin nie. Ons is nie alleen om te twyfel in God partykeer nie. Baie van die psalmskrywers het ook met tye getwyfel in God. Psalm 74 vers 1 sê: O God, waarom het U vir altyd verstoot? Waarom rook U toorn teen die skape van U weide? Psalm 43 vers 2: Want U is die God van my toevlug. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek rondgaan in rougewaad deur die vyand se verdrukking? En selfs Jesus het in sy menslikheid, is daar 'n oomblik wat hy getwyfel het en wat hy uitgeroep het, in die woorde van Psalm 22 het hy aangehaal, dis wat hy geroep het: my God, waarom het U my verlaat? So ons almal gaan deur tye van twyfel, tye van selfs dalk sterker 'n geloofskrisis. En hierdie geloofskrisis kan dalk vlak wees, of dit kan dalk diep wees. Maar die feit by staan dat ons twyfel soms, en van ons twyfel dalk selfs gereeld. En ons getwyfel in ons geloof, en ons twyfel partykeer selfs in God. In Psalm 73, ons moet ons vir Asaf, en hy neem ons saam met hom, soos wat hy ver afstap in hierdie pad van twyfel, hierdie pad van sy geloofskrisis. Maar Asaf los ons nie daar in hierdie diep donker bos van sy twyfel nie, hy bring ons uit saam met hom, en hy wys vir ons, hy leer vir ons, hy bring ons nie net uit na waar ons was nie, hy bring ons verder as waar ons was, voor ons in die bos ingegaan het saam met hom. Ons leer uit hierdie uit. Ons leer kosbare lesse wat ons sal help in ons geloofspad in die toekoms, wat ons sal help om vreugde te kan hê in hierdie wandel saam met God, dat ons sal minder twyfel wanneer ons in hierdie gebroke wêreld loop saam met God. So ons opskrif vir vandag is kosbare lesse uit 'n geloofskrisis. En kom ons lees die psalm saam, is 'n redelike lang psalm, Psalm 73. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voet het amper gestruikel, my voete het byna uitgegly. Want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam, en die moeite van die sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halsraad. Die geweld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oë peel uit van vet, die inbeelding van hulle hart loop oor, hulle spot en spreek in boosheid, verdrukkinge, hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond teen die hemel en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense hul hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp. En hulle sê: hoe sou God dit weet? Hoe sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorgd vermeerder hulle die rykdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Toe het ek nagedink om te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pyn val.
Hulle word in hulle oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Dis 'n droom nadat 'n mens wakker word. O Here, so verag U as U opwaak hulle beeld. Toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by U. Nogtans is ek altyd by U. U het my regterhand vasgehou. U sal my lei deur die raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten U in die hemel? En buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van U afhou, vergaan. U roei hulle almal uit wat van U af hoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here, het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. Ek gaan net hierdie enetjie so 'n bietjie terugdruk, laat ek maar pop in hom, daar's hy. So, sien kosbare lesse uit 'n geloofskrisis. Hier is 'n psalm wat geskryf is deur Asaf. Nou Asaf was 'n musikant. Hy was 'n psalmskrywer. Hy was 'n psalmskrywer gewees. Sy heeltemal uit. Moet hulle net 'n bietjie harder sit. Die klank ons net 'n bietjie kan harder sit. Kan ook wees dat ek hom nou los trek het hier agter. So Asaf was 'n musikant. Hy was 'n psalmskrywer gewees. Hy was 'n worship leader gewees. So in Dawid se tyd het Dawid hierdie hele massa koor opgestel. Sover ek kan onthou was dit 4000 mense. En Asaf het een van die afdelings, van die hoofafdelings van hierdie koor het hy gelei. En hy het op die ou en hy 12 psalms geskryf. So hy was 'n baie belangrike geestelike figuur in Israel. Baie belangrike geestelike figuur. En tog het hy deur 'n geloofskrisis gegaan. Hy het amper die pad byster geraak. En hy leer ons deur die lied wat hy dan skryf, die psalm wat hy dan skryf, leer hy ons hierdie belangrike lesse wat hy geleer het. So hierdie is 'n wysheidspsalm waaruit ons wysheid gaan leer. Kyk na vers 1. Sy waarlik is goed vir Israel. Ja, waarlik is God goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. So Asaf begin hierso basies waar hy op die ou einde geëindig het na hy deur hierdie pad was. Hierdie is wat hy die les wat op die ou einde dan nou vashou. So hy weet, hy gaan ons so diep in die see van twyfel ingaan en die golwe van ongeloof gaan so hoog word, want hy is bang dat as hy ons almal invat daar, en hy gee nie eers vir ons hierdie sekerheid nie, dan gaan van ons daar verdrink. Dan van ons daar agterbly. Dit is asof hy vir ons hierdie anker gee. God is goed om aan vas te hou, soos hy diep in hierdie see ingaan en ons saamvat. Dit is asof hy gaan en hy vat hierdie tou, hy vat 'n groot tou en hy maak dit om die boom van God is goed vas. En dan gaan hy met hierdie tou saam met ons in hierdie diep donker bos in, van twyfel, in sy geloofskrisis, sodat ons daaraan kan vashou en sal kan uitkom. So ons sien hier, dis heel in die begin, geloofskrisis se anker, God is goed, in vers 1. Dus die anker wat ons nodig het, wanneer ons in enige krisis ingaan, is dat God is goed. God is goed en God doen goed. En julle weet hierdie, ek het al, veral in die verlede baie herhaal, langer terug, wanneer enige slegte swaar ding met jou gebeur, is altyd 3 vrae wat jy jouself kan afvra. Die eerste vraag is, kon God hierdie gekeer het? En die antwoord is altyd, ja, hy kan, want God is soewerein, hy is in beheer van alles. Psalm 115 vers 3, ons God sit in die hemel en alles wat hom behaag, dit doen hy. So, eerste vraag, kon God dit gekeer het? Ja. Tweede vraag, het hy dit gekeer? Nee, want hier sit ons in dit. Kyk, hierdie ding het nou gebeur. En die derde vraag wat jy self dan vra is God goed? Doen hy goed? Want as God iets kon gekeer het, hy doelbewus gekies om dit nie te keer nie, dan het God 'n plan daarmee en daai plan van God moet dus 'n goeie plan wees, want God is goed. En dis die anker waaraan ons moet vashou. God is goed. So die anker wat Asaf ons gee voor hy in hierdie diep see saam met ons ingaan, is waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Onthou hierdie is Ou Testament, so wanneer Asaf sê waarlik God is goed vir Israel, dan is hy besig om te sê hy is goed vir
sy mense, hy's goed vir sy volk, hy's goed vir sy kinders. Hy's goed vir ons konteks Christene. Die stelling is waar vir al God se kinders. Dit is waar vir die wat rein van hart is, sê die laaste stuk van die vers. Nou beteken dit jy mag geen sonde hê nie. Ja, maar as jy sonde het, dan is God nie meer goed vir jou nie. Jy is nie meer rein van hart nie. Nee, ons moet hierdie stelling rein van hart met ons interpreteer in die hele Psalm se uitleg hierso. Wat dit probeer sê is, as ons die hele Psalm in gedagte hou, is God is goed vir die wat hom aanbid. God is goed vir die wat by hom is, wie se harte by hom is. Jy sien hierdie woord hart, die wat rein van hart is, daai woord hart, kom 6 keer voor in die Psalm. Die ongelowige, hulle hart is gestel op om meer en meer sonde te doen. Asaf se hart het vir 'n stadium getwyfel. Hy was onseker in daai geloofskrisis waar hy was, maar hy eindig op waar hy sê, en kyk na vers 26, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. So God is goed vir sy kinders, in die wie se hart, die plek is jy by God. God is jou God. Dis wie hierdie voor is. En ons weet ook dat God hou ons hart by hom. Hy hou sy kinders in sy hand. Hy hou ons hart daarso. Johannes 10 vers 28 en 29. So wat hierdie vers is hier is die Ou Testament weergawe van Romeine 8 vers 28. God werk alle dinge ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Selfde idee. God is goed vir die wat rein van hart is. Kyk, en hulle hart is rein ten opsigte van God in terme van daar's niks anderste. God is my God. So met die tou nou vasgemaak aan hierdie boom van God se goedheid, kan ons nou saam met Asaf in hierdie diep donker bos van geloofskrisis, van twyfel instap. Met die anker aan boord kan ons nou in hierdie see invaar. Kyk nou vers 2. So, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Nou Asaf is natuurlik nie besig om te sê, hy het amper fisies geval nie, hy het fisies sy voete verloor nie, hy bedoel hy het amper sy geloof verloor, hy het amper in sy geloof geval. En kyk hoe begin hy daar vers 2, hy sê, maar wat my aangaan, so, dis waar, God is goed, maar wat my aangegaan het vir 'n oomblik het ek het vergeet daarvan. Ek gedink is dalk nie waar nie, en my voete het amper gestruikel. Daai woord struikel is letterlik om iets uit te sprei. So dit was gebruik gewees selfs as hulle tent opslaan, jy sê met in hulle tyd van tente is daar pale in die middel, jy sprei die tentdoek bo oor daai tente uit. So dis om uit te sprei. Dis die idee van jou bene is om wyd te raak. Right? So hy het begin voel soos 'n kameelperd wat gaan water drink. Wie nou al 'n kameelperd gesien wat gaan water drink het nie. Nee, hy stadig trap al hoe weier en as jy hom dop, jy dink enige tyd hierdie ding op sy neus val. En op sy gesig, waar hy lyk so onstabiel, so ongemaklik. En dit is asof so onstabiel gevoel het in sy geloof. Jy weet, soos 'n kameelperd wat gaan water drink en hy begin agterkom, maar hy staan eintlik op sagte grond en 'n klein grond en sy voete wil begin gly. Dis die idee van uitgestruikel, uitgesprei. Maar kyk mooi na sy woorde. Dis maar wat my aangaan, my voete het amper heeltemal oopgesprei, gestruikel. My voetstap het byna uitgegly. Dis amper, byna. Hy het werklik getwyfel. Hy het wankelrige geloofsbene uit hy meer rondgeloop, ja. Maar hy het nie weggeval uit die geloof uit nie. Hy het nie werklik, hy het hierdie diep twyfel gehad, ja, maar hy het nie weggeval van die geloof af nie. Warren Wiersbe het geskryf, there is a difference between doubt and unbelief. Doubt comes from a struggling mind, while unbelief comes from a stubborn will that refuses to surrender to God. The unbelieving person will not believe, while the doubting person struggles to believe, and at this time, vir 'n oomblikie, cannot. Maar hy kom uit op die einde. En dit is wie Asaf was.
Hy het so amper heeltemal weggeval in ongeloof in. Maar hoekom? Wat het gemaak dat Asaf hierdie geloofskrisis ingegaan het? Maar kyk na vers 3. Sê want, hy gee ons die rede hoekom hy so amper weggeval het, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense gesien het. So Asaf se geloofskrisis was gevoed deur die sonde van vergelyking. Die sonde van vergelyking. Die bron van sy geloofskrisis was om te vergelyk. En dit sien ons in vers 2 en vers 3, die bron, geloofskrisis se bron is die sonde van vergelyking. En daar's ons 'n manier wat jy dit die hele opskrif kan maak van hierdie hele Psalm. Dit gaan eintlik oor die sonde van vergelyking. Die sonde van om jouself te vergelyk met ander. En hierdie sonde is diep in ons. Ons is hiermee gebore in ons sondige natuur. Dit is baie eenvoudig om dit te bewys. Jou kind word 3, hy het 'n maatjie oor, jy sny vir hom 'n stukkie koek, jy sny vir die maatjie 'n stukkie koek, jy sit vir hulle elkeen 'n stukkie koek voor hulle, en wat doen hulle? Ek wonder of syne groter as myne is. Syne is, ek wil daai ene hê. Ons is altyd besig om te vergelyk. En dit is nie net 3-jariges nie, dit is 83-jariges ook. En ons almal doen hierdie. Dit is so deel van wie ons is, deel van wie ons sondige natuur is. Ons vergelyk so maklik, so vinnig, so natuurlik in ons sondige natuur. En Asaf hy bely hierdie, ek was afgunstig op die onsinniges. Hy het gekyk na hulle, en hy het gekyk wat hulle het, en hy het gekyk hoe hulle lewe gaan, en hy het gesê, ek wil dit hê. Myne lyk slegter as hulle sinne. En Asaf se probleem was 'n probleem van waar sy oë was. En dit is wonderlik om hierdie te sien in hierdie Psalm. Dit is 'n probleem van waar sy oë is. Dit is 'n probleem wat vir ons beskryf word deur die persoonlike voornaamwoorde in hierdie Psalm. Kyk saam met my, dit is regtig interessant. In vers 4 tot 12 is dit die hele tyd hulle. Hy is die hele tyd besig om te kyk na hulle goeders. En dan vers 13 tot 14 gaan hy ewe skielik na ek toe. Hulle goeders lyk al so, hulle goed lyk al so, en ek. En dan gaan hy in daai diep donker gat in. Wanneer hy die probleem begin oplos, so die probleem is sy oë was op ander en toe vergelyk hy met hom, maar die oplossing is toe hy op die ou en sy oë ophou op ander en nie kyk na homself nie, maar toe hy sy oë plaas op God. En ons sien dis in vers 18 tot 20, nou kyk hy die hele tyd na God toe. En dan gaan hy by die heel einde, die verste, die diepste les hierso, en hy gaan U en ek by U en U by my. Dis waar ons wil eindig. So ons kan nie ons oë hê op ander en dan onsself kyk en vergelyk nie. Nee, ons wil ons oë plaas op God en U by my en ek by U en dis die beste plek waar kan wees. Dis die oplossing. So hier is die les. In plaas om te kyk na ander en na jouself en te vergelyk, moet jy kyk na God en jou verhouding met God. En jou verlustig in God en wie hy is. Maar Asaf het vir 'n ruk lank sy oë van God afgedraai en na die goddeloses toe gedraai en hy het sy oë van die ewigheid afgedraai en sy oë net gehou op die tydelike. En dis hoekom hy in hierdie gat ingegaan het. En hy het heel moontlik hierso nie eers sy oë gehad op al die goddelose nie. Hy het nog hierdie nouer visie gevat, hy het na al die geestelike slegte leiers gekyk. Nie noodwendig geestelike leiers nie, slegte leiers in die land. Die mense wat wel af was. En hy het sy oë op hulle gesit, hy het sy oë baie nou gehad, op die spesifieke groep mense. So hy sien nie almal raak nie, maar hy sien hierdie spesifieke groep mense rondom hom raak. En dan in vers 4 tot 12 beskryf Asaf vir ons wat hy gesien het toe hy na hierdie goddelose gekyk het en na hulle tydelike kondisie gekyk het. Okay, sy visie word nou net so klein. En weet jy wat? Hierdie is presies wat ons baie keer sien. Hierdie is deel van hoekom hierdie Psalm so met ons praat, want hy is so eerlik hierso. Hy is so eerlik. So in vers 4 tot 12 sien ons geloofskrisis se kortsigtigheid, dat hy kyk klein en hy het hierdie fokus op die tydelike voorspoed van die goddelose. Kyk na vers 4.
Sê want daar is geen kwellings, soos die ou vertaling in 2020 is geen sorge by hulle nie. Gesond en vet is hulle liggaam. Nou dit lyk baie keer of die wêreld se mense se planne maklik uitwerk en of hulle maklik ryk word. Hulle lyk voorspoedig. Dis wat Asaf sien. Hy kyk dan hulle lyk voorspoedig. Van die vertalings praat daarvan dat hulle tot die dood toe het hulle dit maklik. Tot die dood toe het hulle geen sorge nie. So hulle hele lewe lank lyk voorspoedig, lyk suksesvol. En wanneer hy daar sê gesond en vet is hulle liggaam, dan is die fokus nie op hierdie ouens is oorgewig nie. Okay? Ons moet onthou, hulle het geleef in 'n tyd waar daar was nie yskaste nie, daar was nie Spar nie, daar was nie Woolies nie, daar was nie moderne boerdery nie. As jy genoeg gehad het om jouself actually vet te kon eet, het jy baie ryk. Dis die punt wat hy probeer sê, hierdie ouens is so wel af. Hulle kan hulle self trommeldik eet. Right? Hulle is spekvet en gesond. En dit is asof hy na hierdie goddelose kyk en hulle lyk vir hom net so voorspoedig, so suksesvol. Kyk na vers 5. So in die moeite van sterwelinge, daai woord sterwelinge en hierso die woordspeling hierso, hy praat hierso van Enoch. Okay, dit is 'n Hebreëse woord wat beteken die mens, okay, maar die mens in sy swakheid. Right? En dan later praat hy van 'n ander Hebreëse woord, die gewone mens, Adam, net mense in die algemeen. So wat hy sê is hierso in die moeite van gewone swak mense soos die res van ons. Okay, gewone swak mense en soos die res van ons is hy nie of is hulle nie. Saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. So dit lyk amper asof hierdie ouens lewe nie in 'n Genesis 3 wêreld nie. Hulle lewe nie in Genesis 3 wêreld nie. Meeste mense swoeg en sweet om 'n bestaan te maak, maar nie hulle nie. Hulle lewens lyk so sorgeloos, so eenvoudig. Nou dink net wat sou Asaf kon gedink het as hy Facebook gehad het. Okay. Op Facebook sit mense as prins hulle mooiste gesiggie op en jy sien net al die lekker en die plesier en al die mooi dae. Die blinkkant word altyd bo gehou in Facebook en sosiale media. So Facebook en sosiale media kan veral maak dat jy wanneer jy na mense kyk dan sien jy hulle soos wat Asaf hulle sien. Dit voed daai idee, dit voed daai denke. Ons moet versigtig wees daarvoor. So moenie jou tyd die hele tyd spandeer daarop nie. Moenie jou oë die hele tyd op ander sit nie. Jy kan nie daai hulle doen nie. Moenie self vergelyk met ander nie. Want jy gaan dalk net soos Asaf in 'n diep donker plek ingaan in jou gemoed. So die goddelose lyk so voorspoedig, so suksesvol, so sorgeloos. Hulle lewens lyk maklik, dink Asaf. Inteendeel, hulle lewens lyk vir hom lekker. Vers 6. Daarom is die trots om hulle soos 'n halsraad of soos 'n halsnoer, soos 'n hangertjie. Die geweld bedek hulle soos 'n gewaad, soos 'n kledingstuk wat hulle aantrek, soos 'n baadjie. So dis asof hierdie goddelose beklee hulle self met hoogmoed. Okay? As een prentjie is, hierdie gangsters wat hierdie groot, hier's 'n fisiese prentjie, okay, dis nie ons gaan nou na die toepassing gaan. Hierdie gangsters met hierdie groot medalje, jy weet, tipe van ding wat om sy nek hang. Maar wat hulle doen, hierdie ouens is hulle vat hoogmoed en hulle hang dit om hulle nek en sê, kyk net. En ek bedoel, ons sien hierdie in ons wêreld om ons. Ek bedoel, 'n sokkerspeler wat nou net 'n goal geskoor het, dis presies wat ons sien. Manier hoe hy seevier oor sy, kyk my trots, kyk hoe wonderlik is ek. En hulle besteel ander, hulle doen geweld, en selfs as hulle selfs trots, partykeer is hulle selfs trots daarop. Ek bedoel, jy sien dit 'n tennisspeler, gaan en hy slat sy tennisraket stuk in 'n klomp stukkies in en dis vir hom soos cool om dit te doen. En mense maak amper niks daarvan nie. Dis dieselfde idee. Ons trek dit aan, ons wys dit vir almal. Ons sien hier in ons wêreld. So Asaf sien die goddelose se openlike sondigheid, hulle hoogmoed en steeds kom hulle weg met dit. Jy weet, steeds slaan hulle skielik dood neer nie. Dis wat hy verwag. Steeds is hulle voorspoedig. Vers 7. Hulle oë peel uit van die vet. Die inbeelding van die hart loop oor. En wat beteken hierdie vers? Nou vet hier verwys moontlik na die gebrek aan 'n aktiewe gewete. Hulle is ongevoelig
in hulle gewete, ongevoelig geraak ten opsigte van sonde. Die Bybel praat baie keer van hierdie woord vet so. Hier is een gebruik daarvan, Jesaja 6 vers 10. Maak die hart van hierdie volk vet. Dis die letterlike vertaling. Die 2020 gesê ongevoelig. Die idee is jy suppose om emosie te, jy moet eintlik iets voel, maar daar's soveel vet om met die hart van jou, om met die gewete van jou, niks prik om jy, niks kom jy deur nie, jy het gevoelloos geraak. Okay. So wat Asaf sê is, omdat hulle gewete afgestomp is, het hulle net meer en meer gewelddadige planne, meer en meer geldmaakplanne, meer en meer bedrog wat hulle wil doen, meer en meer sonde, hulle voel niks meer nie, nou is hulle oog groot. Okay? Nou het hulle al hierdie groot planne. En hulle het al hierdie groot drome ook, die inbeeldinge praat die ou vertaling van, dis die idee van hulle verbeelding, hulle planne, van die hart loop oor. So hulle het al hierdie groter planne, al hierdie sondige dinge wat hulle wil gaan doen, want die gewete is afgestomp. Okay. En ons sien hierdie oral om ons, ek bedoel, daar's net al hoe meer en meer scams, daar's net al hoe meer dinge wat jy moet vooruitkyk, wat ouens jou kan vang mee, en sonde word net ook walgliker, en net meer, het openbloot ook. In vers 8 gaan voort op daai selfde tipe trant, maar waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Hulle hart is vol van hierdie bose planne, en nou gaan hulle mond oorloop van dit. Vers 8, hulle spot en spreek in boosheid verdrukkinge. Hulle spreek uit die hoogte, so hulle het hierdie posisie wat hulle inneem, en dink dis wat ons als gaan doen, en dit is hoe ons mense gaan misbruik. So hulle hart is vol bose planne, en nou kom hy planne, en die is uit hulle mond uit. Vers 9, hulle stel hulle mond teen die hemel, en hul tong wandel op die aarde. En hier is die idee heel moontlik, dat hulle praat teen wie en wat ook al hulle wil. Dis die een manier om hierdie te sien. Hulle is so arrogant, dat hulle sal teen die hemel praat, hulle sal vir God sê net wat hulle gaan doen, en hulle sal vir alle mense, die hele wêreld lank oor, sal hulle sê wat hulle gaan doen, en wat ek dink van jou. Hulle tong wandel op die aarde, sê net wat ek wil. Dis die een manier om daai te interpreteer. Ander ouens sal sê, nee, hierdie is net, hulle het massiewe planne, hulle, weet die woorde wat hulle praat is so, ons gaan die hemel verower, ons gaan die aarde verower, ons het hierdie massive planne. Hulle gaan alles verower. Vers 10, daarom draai hulle mense, of Godse mense, of mense in die algemeen, verskillende vertalings verskillend hierso, hul hierheen, en waardes in volheid word deur hulle geslurp. Nou hierdie verse is moeilik om te verstaan, die vertalings is baie verskillend hierso, maar ek dink wat Asaf hier sê is, omdat hulle so vol trots is, en al hierdie groot pratery het, hang mense aan hulle lippe, en mense begin hulle volg, maar daai mense word eintlik leeggesuig, opgeslurp deur hulle. So hulle is besig om al hierdie dinge te doen en te sê, en hulle vang mense, en hulle is besig om die mense op te gebruik. Hulle is besig om die rykdom, water is 'n baie belangrike bron gewees vir hulle, en hulle is besig om die mense se bronne op te slurp en op te gebruik, omdat hulle mense so intrek met hierdie sieninge van hulle, en hierdie kommunikasie. So hierdie mense is so sleg, en het gaan so goed met hulle, en Asaf kon dit nie verstaan nie. En dan gaan hulle nog verder in hulle sonde, hulle vat dit nog 'n stapjie verder, kyk na vers 11. En hulle sê, hoe sou God dit weet? En hoe sal daar kennis by die Allerhoogste? Okay, dis jy moontlik met jou sarkasties sê, wees. So hulle spot met God. Hulle doen net wat hulle wil, en hulle is oortuig, God sien nie, en God weet nie, en God kan niks doen nie. Hy is die Allerhoogste blykbaar. Dis die idee so. Dis hoe ver hulle gaan. En dan vers 12 is hierdie opsomming van wat Asaf gesien het, toe hy nou na hulle gekyk het. Dis sy opsomming van die beeld wat hy het van hulle, vers 12. Kyk, dis om te sê, hier is die opsomming, kyk hierna. So is die goddelose mense, altyd onbesorgd, dit gaan net maklik met hulle, vermeerder hulle die rykdom, hulle word net al hoe ryker en ryker. So, hulle is so goddeloos, en hulle gaan net verder en verder in sonde in, en tog is hulle so voorspoedig, so suksesvol, en het hulle glad nie sorge nie. En is hierdie nie ook wat ons maar sien partykeer rondom ons nie? Nee? Ons kan baie voorbeelde hiervan genoem, 'n besigheidsman, bribes gee, bribes vat, om die kontrak te kry, hy verneek op sy belasting, sy werkers word mishandel, hy onderbetaal hulle,
Maar hy kry steeds die kontrak. En sy besigheid gaan vooruit. En hy sê jou uit besigheid, jy kan nie meeding teen hom nie. Dis net een voorbeeld. Hier is wat Asaf sien met sy kortsigtige oë. Okay, wanneer hy vergeet van ewigheid, wanneer hy vergeet van God, wanneer hy net na 'n spesifieke groep van mense kyk. Hier is wat hy sien wanneer hy heeltemal vergeet van ewigheid. En dan in vers 13 en 14 begin hy hulle te vergelyk met homself. Nou kyk hy na ek. En jy sien die probleme, hierso is nie regtig, die probleem wat hy het is nie regtig dat hulle hierdie dinge het nie. Die probleem is dat hy het dit nie ook nie. Hy wil dit ook hê. Hy vergelyk. En hy kom op die ou en in daai vergelykheid by 'n konklusie. Hy kom by 'n konklusie. So ons sien hierso in 4de punt, vers 13 en 14, geloofskrisis se konklusie. En die konklusie wat hy by uitkom is, godsdiens is te vergeefs. Godsdiens is te vergeefs. Vers 13 en vers 14. Hy sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Dis wat hy gedoen het, maar wat kry hy? Vers 14, die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. Sê, wat 'n konklusie om uit te kom hierso. My godsdiens is te vergeefs. Hy sê waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. So hy vra, hoekom probeer ek my hart rein hou? Hoekom probeer ek reg lewe, my hande rein hou? As dit met my so sleg gaan, en met hulle die goddelose gaan dit so goed. Nou, al wat ek kry, hele dag tog word ek geslaan, my tugtiging was daar elke môre, ek voel nog sleg oor my sonde ook, ek het nog hierdie skuldgevoel wat ek my moet hanteer ook. So al wat ek kry vir my godsdiens is sla en tugtiging. En hierdie is sy geloofskrisis. Is daar werklik voordeel om God te dien? Is dit voordelig om vir God te leef? Moet ek my maar net my geloof verlaat en myself gaan geniet in my sonde nie? En die vraag is, was jy al hier? Het jy al so begin dink? Gevoel, hoekom bestuur ek my besigheid eerlik? Ek kan dan nie meeding nie. Hoekom hou ek myself rein en tog, God gee nie vir my my man en 'n vrou nie en ek word al hoe ouer? Hoekom dien ek God so getrou en nou gebeur hierdie siekte kom in my lewe en hierdie rebelse kind gee God vir my. Hierdie lyding gaan ek deur. Hoekom? Is my geloof nie dalk maar te vergeefs nie? En nou is Asaf en ek en jy in hierdie diep donker bos van twyfel. En hoe gaan jy hier uitkom? Hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan Asaf hier uitkom? En hier begin die lesse nou. Hierso is waar hy begin, die lesse begin nou regtig dieper raak hierso. Vers 15 en vers 16. Hy sê, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Asaf begin nou dink aan die invloed, of wat die invloed sal wees van hierdie denke van hom, hierdie konklusie wat hy begin kom, wat gaan die invloed daarvan wees op ander gelowiges, op ander wat om hom is. Hy dink nie nou net meer aan homself nie, maar hy dink aan sy verantwoordelikheid wat hy het teenoor ander. En dink net wat sou gebeur het as Asaf 'n psalm geskryf het. In sy psalm sê, kyk na die goddelose, kyk hoe goed gaan dit met hulle, kyk na God se mense, kyk hoe sleg gaan dit met hulle, kom ons verlaat God, en kom ons gaan geniet onsself van die sonde. En hy skryf 'n psalm, en hy begin dit sing in Israel. En hy lei sy koor op om dit te sing. Dink wat sou die impak gewees het, wat hy kon gehad het. So, hy was die koorleier van Israel, so sy twyfel so groot skare aangelig het, as hy dit publiek gemaak het. Maar hy het nie. Vers 15, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, en daai woord spreek is eintlik die woord vir verkondig, so om publiek te maak. En die NET vertaling het dit so vertaal, if I had publicized these thoughts,
I would have betrayed your loyal followers. So Asaf begin nou aan ander gelowiges te dink, en dit help hom om nie dieper in daai bos in te gaan nie. En dis een van die dinge wat God vir ons gee. Hy gee vir ons verantwoordelikhede, hy gee vir ons mense om ons. En ek besef, as ek verder afgaan in hierdie sonde, en as ek verder afgaan in hierdie pad in, wat gaan die invloed wees op ander? Daai is nie die enigste ding, en beslis nie die enigste ding wat God gebruik om ons op die pad te hou nie, maar dis iets wat hy gebruik. En omdat Asaf aangehou in die publiek was, aangehou teruggaan en aanbid het saam met God se mense, het dit hom gehelp. Dit het hom gehelp, dat hy hierdie nie gedoen het nie. Okay, so gehelp dat hy nog verder in die bos ingaan nie. Maar hy kan nog steeds nie uitkom nie. Hy sit nog vas in die bos, kyk dan vers 16. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. So hy stoei met hierdie idee, hy stoei met hierdie gedagte, hy sit ruk lank daar in hierdie bos van twyfel. En dan in vers 17 sien ons die draaipunt. Ons sien die antwoord in vers 17. Kyk na vers 17. Totdat. So ek het hier gesukkel, ek was op hierdie plek. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle uiteinde of hulle eindig gelet het. En sien daai woord totdat. So hierdie geloofskrisis het aangegaan totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het en nou skielik is daar die draaipunt. Nou draai hy om en hy loop uit hierdie bos van twyfel uit en hy loop in die lig van God se teenwoordigheid in. Hy besef ek is by God en God is by my en dis die lig, dis my goed, dis my alles. So hier sien ons geloofskrisis se draaipunt en die draaipunt is aanbidding in die gemeente. Die draaipunt is corporate worship. Om God te kom aanbid saam met ander gelowiges. Dis die ding wat hom gedraai het. Toe Asaf gaan aanbid het saam met ander gelowiges, toe kry hy die antwoord. Toe kry hy die oplossing. Maar hoe of hoekom? Hoekom het dit gebeur? Hoekom het hierdie hom gehelp? Hoekom het hy hier die oplossing gekry? Maar eerstens, want hy het saam met God se mense gaan aanbid. En ons moet nie dit minag nie. Soos Joel James skryf, when you experience an internal emotional earthquake or are wrestling with a theological conundrum that is destabilizing your faith, okay, jou geloof is wankelrig weer. Never underestimate the value of worshiping with God's people for steadying you up. Hoor julle daai? God has designed Christians so that every believer's spiritual stability overlaps and is sustained by the strength and stability of others in the body of Christ. Wat gaan gebeur as ons een Sondag passies almal kies om weg te bly? Sien? Dis deel van dit. Ons is besig om heeltyd mekaar te slyp en mekaar aan die pad te hou en mekaar te help. Kyk, maar dis moontlik nie al nie. Belangrik, aanbidding saam met ander gelowiges, dat daar ander ook daar is. Dit is belangrik, maar dit is moontlik nie al nie. Soos hy gegaan het na die aanbiddingsplekke toe, waartoe sou hy gegaan het? Hy sou die tabernakel gesien het. Hy sou die offers gesien het. Hy sou gesien het, sonde lei na die dood toe. Daar's 'n ewigheid wat kom, en hierdie ouens is in sonde, en op die ou einde, en nou kom hy by die plek om op hulle einde te let. So omdat hy daar is, hy sien die offers, moontlik, nou onthou hy, sonde bring dood. En hulle die offers gehad, wat hulle geestelike waarhede geleer. Daar's baie ander dinge wat God vir hulle gee, om geestelike waarhede vir hulle te leer. Ons het nagmaal, soos ons vandag gebruik, en ons het die doop. Om ons te herinner aan soveel waarhede. Om ons geloof mee te versterk. So ons moet saam met ander gelowiges moet ons kom, en ons moet die doop gebruik, en ons moet die nagmaal gebruik, om ons te help wanneer ons in daai donker bos van twyfel is. Asaf het ook natuurlik God se woord gehoor en die waarheid gehoor. Dit het hom herinner aan wie God is. Hy het gehoor hoe ander bid en hy het saam met ander gebid. So medegelowiges, aanbidding van God saam met hulle, gebed, die skrif, die nagmaal en doop, al hierdie dinge help ons om uit ons geloofskrisis te kan kom. Maar moontlik bo al hierdie dinge is daar iets wat juist toe hy na die tabernakel toe gegaan het, vir hom iets herinner het. Die tabernakel is die unieke plek waar God se teenwoordigheid was, né?
Op 'n unieke plek is sy teenwoordigheid daar. En soos wat hy soontoe gegaan het, het hy weer onthou wat's die belangrikste. Dat ek besef, ek leef saam met God en sy teenwoordigheid saam met my, dis belangriker as enigiets anders. Hy het besef en hy het geleer God se teenwoordigheid, dit is die skat. Dit is die belangrikste, dit was toe sy alles, dit het sy alles geword. En dit is die grootste les op die einde. So die draaipunt het gekom, soos wat hy God kom aanbid het, saam met ander gelowiges, daar by die plek van aanbidding. Wanneer ons in hierdie wêreld omgaan, en julle weet dit, julle ervaar dit, ek ervaar dit, jy's in hierdie wêreld besig, jy's besig met jou werk, jy's besig om op die internet, jy's besig om al die goedes te sien, dis asof die realiteite van wat werklik waar is, van God, van ewigheid, flauwer word. Dis asof jy minder gewig is, asof jy begin al vergeet daarvan, jy raak vaag. Dan kom jy nog Sondag by mekaar, en jy hoor en jy sing die liedere en jy hoor God se woord en nou is daar gewig aan die ewigheid. Daar's gewig aan my verhouding met God. Dis wat gebeur met ons. Dis deel van hoekom ons moet aanhou terugkom, hoekom ons God moet kom loof en prys, hoekom ons moet bid, onder sy woord kom sit. Ander gelowiges om ons het en so bakker ons mekaar geestelik aan. So plaas ons meer gewig net oor ewigheid en oor God in ons oë. So wanneer jy twyfel, wanneer dit swaar gaan, wanneer jy mismoedig raak, dan is dit so belangrik dat jy met God kom aanbid in die gemeente. Wanneer jy deur 'n geloofskrisis gaan, dan moet jy juis nie wegbly nie. En veral wanneer ons begin dink, ek is nie seker, glo ek nie meer nie. Is ek nie dalk skynheilig as ek kom nie? Nou wil jy glad nie kom, dis juis wanneer jy moet kom, dis juis wanneer jy die meeste nodig het. So hier is waar jy gemoed weer gelig sal word. Hier is waar jy weer gaan ervaar, God is by my. God is met my. So dan vers 18 tot sien ons, nou dat hierdie verandering van sy denke gebeur het, nou sien ons geloofskrisis se visie verbreed. So nou kyk hy nie net met klein oogies net 'n groepie mense nie en hy vergeet van ewigheid nie. Nee, nou kyk hy na ewigheid en hy kyk na God wanneer hy na die ongelowiges kyk. So hy kyk weer na hulle, maar hy het nou ewigheid insig. In vers 3 tot 12 het hy vergeet van ewigheid, vergeet van God. Soos MacArthur sê, never evaluate life from the earth upwards, but evaluate it from eternity downwards. Okay, so ons kyk nie net na lewe, net op hierdie lewe, net hierdie tydelik nie, ons kyk na ewigheid en dan gaan kyk ons na realiteite om ons. Vers 18 tot 20. Waarlik, U, sien julle waar sy fokus nou is. U stel hulle op gladde plekke. U laat hulle in 'n pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot nie deur verskrikkinge. Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, sal U as U opwaak hulle beeld laat vergaan basies, wegraak. Ja, die goddelose kan dalk vir 'n tydperk hulle best life now hê, maar dit gaan gou verby. Lewe is kort. Lewe is kort en ons sien, hoeveel ryk mense, TV-sterre, helde gaan partykeer skielik dood. Okay, alselfs nie besig om te sê dat alle ongelowiges gaan skielik dood gegaan nie. Dis nie sy punt nie. Sy punt is hulle lewe is dalk 90 jaar lank, okay? En soos een van die ouens gesê het, okay, wat van ons vat 90 jaar en nou is 'n ou 90 jaar in die hel. Okay, nou is dit 50%, maar as dit nog 90 jaar in die hel. Dan is dit 33%, nog 9, dan is dit 25%, nog 9, nou is dit 20%. Okay. Verstaan julle? Hierdie raak so wat hy kon iets geniet, dit raak weg. Dis soos 'n droom, jy word wakker en jy onthou 'n stukkie van dit en dan is dit weg. Dis die punt wat hy maak daar in vers 20. So lewe is so kort en wat word dan van hulle? Dis soos 'n droom en net so as jy wakker word, vergeet jy dit. Raak vaag, is weg. En wanneer hulle doodgaan, waarheen gaan hulle dan? Wel, oordeel, hel, dis vers 19. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot nie deur verskrikkinge. Daai is Ou Testament beeld van die hel, van oordeel. So Asaf het 'n les geleer hierso. En die les wat hy hierso leer is, hulle tydelike voorspoed en sukses en gemak beteken nie God sien nie en God gee nie om nie. Wat dit beteken is God is lankmoedig.
Okay, dis wat ons moet onthou. Dis die les. Wanneer ons na die wêreld kyk en ons sien wat gebeur, dan moet ons nie sê, ek dink God bestaan nie, ek dink nie hy is in beheer nie. Nee, God is geduldig en hy wil nie hê dat enigiemand verlore gaan nie. Net 2 Petrus 3. En daarom gee hy nog tyd. Daarom oordeel hy nie dadelik nie. En daarom moet ons die evangelie gaan verkondig aan hulle. Maar die dag van oordeel kom vir almal. Hebreërs 9 vers 27 sê, soos die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. So hy het hierdie les geleer oor hulle. God is geduldig, lankmoedig. Dis hoekom hulle nog toegelaat word om so te leef. Maar hy het ook 'n les geleer oor sy konklusie. Hierdie punt wat hy gemaak het, godsdiens is te vergeefs, vers 21-22. Toe by hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was. So toe ek op daai plek was waar ek in hierdie diep droefheid was en bitter was. Okay? Was ek besig om toe wys te wees, ek besig om toe slim te wees. Ek het iets niets uitgedink. Nee, vers 22. Toe was ek dom en het niks geweet nie, ek was 'n dier by U. So hy besef nou, hy was nie slim nie. Hy het nie dinge reg gesien nie. Hy was in daai stadium hy vergeet, God is daar, hy het vergeet, daar's 'n ewigheid, hy was soos 'n dier. Hy was dwaas. Hy was dom, sê hy. Dis wat daai konklusie is op die ou en as ons ewigheid onthou, as ons God onthou. En nou kom ons by die hoofles wat Asaf geleer het. En nou kom ons by die hart van hierdie Psalm. En maak seker jy hoor hierdie les, jy verstaan hierdie les. Hierdie is so belangrik. En ons sien hierso in die laaste gedeelte vanaf vers 21 tot 26. Eintlik vanaf vers 23 tot 26. Geloofskrisis se belangrikste les, die nabyheid van God is my alles. Die nabyheid van God is my alles. Kyk nou vers 23. Nogtans, selfs toe ek daar in daai plek was, toe ek in hierdie diep donker plek was en ek bitter was, nogtans is ek altyd deur by U. U het my regterhand gevat. So Asaf besef, God was die hele tyd by hom gewees. Hy was nie van sy kant af in sy hart by God nie, maar God het nooit weggegaan van hom af nie. Hy was die hele tyd in God se teenwoordigheid ook nog gewees. God het hom nooit verlaat nie. En hy deur hierdie hele pad wat hy neergestap het, nê? En deur ons pyn en deur ons lyding, hierdeur het hy bewus geword van God se teenwoordigheid. En dit is wat gebeur wanneer God ons deur moeilike dinge vat. Nou, hoeveel van julle het nie hierdie al vir my gesê na jy deur 'n siekte was, na jy deur beproewing was nie. God was by my. Ek het ervaar hoe God my deur hierdie dra. Ek het nader aan God beweeg as gevolg van hierdie ding wat in my lewe ingekom het. Dis die les. God vat ons deur swaar kry, selfs deur twyfel, sodat ons weer bewus sal word van sy nabyheid. Dat ons besef, sy regterhand hou my vas. Hy het my gelei deur hierdie, hy was daar. God het saam met ons deur hierdie gegaan. Hy het ons deur hierdie swaar kry gelei. Dis wat hy doen. Vers 24. U sal my lei. Ek nou kyk hy nie net terug nie. En besef God was daar nie, nou gaan hy vorentoe. U sal my lei deur u raad en daarna in heerlikheid opneem. En die les is God is by my. Hy lei my en hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie tot die dood toe nie. En dit is alles vir my. Vers 25. En nou gaan Asaf en hy maak weer 'n vergelyking. Hy vergelyk weer, maar nou maak hy die regte vergelyking. In vers 25. Wie het ek buiten U in die hemel en buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. So hy vergelyk nou om God te hê en God se teenwoordigheid te hê met alles anders. En hy sê God wen loshande. Loshande. Soveel so ek begeer sommer niks anders op die aarde. Daar's niks anders wat ek wil hê nie. Dis besig om 'n bietjie te oordryf. So om God se teenwoordigheid te hê en om God se teenwoordigheid te leef is nou vir hom alles. En soos Joel James ook geskryf het in sy boekie en hierdie het my so getref. Hierdie is so goed. God is the creator of desire. Okay, daar moet jy eers net verby dit kom. Okay, God is the creator of desire. God is een wat ons maak met begeertes. Right? Therefore,
He is the only sure and enduring satisfaction. God het ons gemaak met begeertes, maar het ons gemaak met 'n begeerte wat vervul word in hom op die ou ende. Dis waar ons begeerte vervul word. God gee vir ons baie goed wat ons kan geniet op die aarde tot sy eer, maar niks vergelyk met hom nie. En alles op die ou ende is dat ons hom meer sal geniet daardeur. Hy sê selfs hy sal nie eers enigiets in die hemel vergelyk met God nie. So dis nie asof ons in die hemel gaan wees en sê, "Wow, check al hierdie amazing goed, ek love hierdie, ek love daai, oh, God's daar, hallo. Ons aandag gaan alles wat in die hemel daar is daar sodat ons hom meer kan geniet, en dat ons hom meer gaan gesien, en in sy teenwoordigheid meer kan wees. Alles in die hemel so opgestel dat het oor hom gaan. Daar's niks in die hemel wat eers vergelyk met hom nie. Dieselfde op aarde, ons misbruik net alles wat God vir ons gee. God is sy alles hierso. En dan sê vers 26, en hier dink hy nou aan selfs al kom hy op sy sterfbed, kom hy aan die einde. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Ons almal gaan ouer word, en alles wat ons het, gaan minder word, of ons gaan dit minder kan geniet. Dis 'n realiteit. Ons liggaam, dit wat Asaf noem, my vlees, word swakker. Ons verstand, dit wat Asaf noem my hart, sy hart praat heel moontlik hierso van sy denke, sy verstandelike vermoë, gaan agteruit. En dus kan ons niks meer geniet soos ons dit geniet het nie. Met soos jy ouer word, word jou spaargeld minder, jou vriende word minder, jou krag vergaan, jou geheue begin val, maar daar's een ding wat jy altyd kan hê. Nooit minder kan geniet nie. Hoef te geniet nie. God se teenwoordigheid. God wat by jou is. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. En hierdie is die hoofles wat Asaf geleer het hier uit. Om God te hê, om God se teenwoordigheid te ervaar en eendag in sy teenwoordigheid kan wees, dit is alles. Dis sy alles. En daarom het God hom deur hierdie pad gevat, dat hy daar kan uitkom. En dan som Asaf alles op, die hele Psalm op in vers 27 en vers 28. Hy som eers die goddelose op en dan som hy op waar hy nou is. Vers 27. Want kyk, nou is hy weer daar. Die wat hulle ver van U afhou, vergaan. Sien julle waaroor gaan dit? Dit gaan oor by God te wees. En nie weg te gaan van hom af nie. Die wat hulle ver van God afhou, vergaan. U rooi uit almal wat van U afhoreer. Vers 28. Maar wat my aangaan, en onthou julle, daai woorde was dieselfde woorde wat hy in vers 2 gebruik het. Hy het gesê, God is goed, maar wat hy afgaan, ek het amper weggeval. Nou is hy heeltemal reg rondom gegaan, nou is hy op 'n heeltemal ander plek. Wat my nou aangaan, is wat hy sê, wat my aangaan, dit is my goed om naby God te wees. En die Here, het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. So hy sê die pad wat hy deurgegaan het was vir hom goed. Swaar kry, lyding is juis goed vir ons, solank as wat ons meer van God se teenwoordigheid daai kry. Jy kom by die plek wat jy sê, dis my goed om naby God te wees. En ons daai leer, ja, hierdie siekte is swaar. Dit is soms as ek sukkel, ek met angs, want my finansiële kondisie, posisie is so. Dit is vir my baie moeilik geweest om deur hierdie ding te gaan, maar dit is vir my goed om naby God te gewees het in en deur dit. So Samuel Rutherford geskryf het aan 'n vriend, en hierdie ou het soveel goed oor hierdie idee geskryf. And sure I am, it is better to be sick, providing Christ come to the bedside and draw the curtains and say, courage, I am thy salvation, than to enjoy health, being lusty and strong and never be visited by God. En dan sê, it is a blessed fever that fetcheth Christ to the bedside. Dis goed as ons siek is, dis goed as ons swak is, want dan kry ons meer van Christus, ons kry meer van God. Ons word losgemaak van hierdie dinge, van hierdie wêreld. Mag jy nie jouself vergelyk met ander nie,
Mag jy, wanneer jy begin hoop verloor, of net af is, of deur 'n diep geloofskrisis gaan, wat ook al se vlak dit is, kies om te kom en God aanbid in die gemeente. Mag jy dan weer herinner word aan ewigheid en aan God. En mag jy dan onthou dat God is by jou en jy is by hom. En mag jou hart dan ook op die ou einde sing, weet ek buiten U in die hemel, en buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Beswyk my hart en my vlees en my hart. God is my rots en my hart, my deel tot in ewigheid. Dit is vir my goed om naby aan God te wees. Kom ons sluit af in gebed. Here, wat 'n wonderlike psalm. Here, U het vir Asaf deur 'n diep donker plek gevat, Here, en ek kan dink dit was vir hom niks lekker om daar te wees nie. En hy kon sekerlik nie verstaan het hoekom doen U hierdie, Here? Here, en ons nie 'n manier wat hy kan sien dat ons sit vandag hier en ons lees die psalm wat hy geskryf het, want God het hom deur daai pad gevat nie. Maar U het daai vermoë vir hom een ou se swaar kry te vat en soveel goed uit te bring, selfs vir ons vandag. So help ons om te onthou, Here, wanneer ons daar is en ons kan nie verstaan wat U besig is om te doen, om te onthou, ons sien nie eers die einde van ons een skaakblokkie nie, en daar's 64, nog meer as dit in die heelal. En U sien alles. En U weet. Help ons om te besef, dit is vir ons goed om deur swaartyd te gaan, want dan kom ons by die plek waar ons naby aan U is. Want ons U teenwoordigheid geniet en soek en besef. Vorm ons, slyp ons, Here, deur hierdie, help ons ook om mekaar te bemoedig, help ons in die Bybelstudies om hieroor te praat en hierdie lesse te leer, en dit toe te pas, Here, wanneer die volgende swaar ding kom, ons lewe in 'n Genesis 3 wêreld, en U is lief vir ons, Here. So U vat ons deur hierdie tipe dinge, om ons naby aan U te hou. Ons is dankbaar daarvoor. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen.